Ek glo dit gaan goed met elkeen en vandag is hierdie vir die matrieks daar buite, vir julle wat klaar maak met skool en ek weet daar's nog eksamens, van julle is reeds besig met eksamens, maar ek voel sommer net op my hart om vandag hierdie kort boodskap vir julle deur te gee, vir julle wat klaar maak met skool, vir julle wat 'n nuwe hoofstuk begin in julle lewe. So vandag se boodskap is nie eintlik vir die eksamen nie, maar is eintlik vir as julle klaar is by die eksamen vir julle toekoms. En dit wat die Here vir julle beplan vorentoe. En so mag hierdie boodskap julle seën, mag dit jou bereik, mag dit jou hart tref en mag dit jou motiveer om te weet jy het 'n toekoms in Jesus Christus. Nou ek wil eers begin by Jeremia 29 vers 11 en ek gaan dit in Engels lees vandag, die Bybelgedeeltes, sodat wie ook al Engels is ook hierdie boodskap kan kry en verstaan. En dit sê hierso in Jeremia 29 vers 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future." En so God se plan vir jou is om jou 'n toekoms te gee, om jou sy blessings te laat beleef, om jou voorspoed te laat geniet. Nou hoe neem ek en jy hierdie voorspoed in besit? Vir jou wat matriek is, vir jou wat vorentoe kyk na 'n nuwe toekoms, hoe gaan ek God se voorspoed en hier soos hy dit hier sê, hierdie hope en hierdie future, hoe gaan ek dit in besit neem? En ek het so 'n paar punte wat ek wil deurgee met julle en wil bespreek. En die eerste enetjie is ek gesê, forgetting what is behind you. Vergeet wat agter jou is. Dit is belangrik in Filippense 3 vers 13. Lees ons. Dit sê hierso die volgende. Dit sê, "I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, I forget what is behind, and I reach forward to those things which are ahead." En so mag ek en jy vir die verlede celebrate, mag ons terugdink aan die verlede en die mooi tye geniet en daaroor gesels dalk, maar mag ek en jy nie stil staan by die verlede nie. God het vir jou en my 'n toekoms. En as ons konstant gaan bly by die verlede, gaan ons dit mis wat God vir ons het in die toekoms. Nou, ek wil kom sê ook vandag, dis soos iemand wat ry in 'n kar en hy kyk die hele tyd in sy triespieeltjie, the rear view mirror. Hy kyk die hele tyd agtertoe. En een of ander tyd gaan hy crash, een of ander tyd gaan hy 'n ongeluk maak, of hy gaan verdwaal, of hy gaan afdraai, en hy gaan nie by sy bestemming uitkom nie. He's not going to reach his destination if you keep on looking backward. En so kan ons verlede celebrate, ons kan lesse uit dit uit leer, maar vir jou en my wat in matriek is, mag ons kyk na die toekoms. Mag ons kyk wat God se plan is vir ons vorentoe. Mag ons fokus en onsself uitstrek na die toekoms toe. So nommer 1, vergeet wat agter jou is. Nommer 2, om die voorspoed in besit te neem, het ek hier gesê, moet jy die regte mindset hê. Ons moet die regte gedagtes oor ons hê. Ons kan nie klaar as defeated, as ek die woord so kan sê, in ons toekoms instap nie. Ons kan nie klaar instap en dink ek is nie goed genoeg nie. Ek gaan nie 'n werk kry nie. Ek gaan nie kan studeer nie. Wat gaan ek maak van my lewe nie? Nee, ons moet die toekoms omhels. En hoe doen ek en jy dit? Met die regte mindset. Nou hoor mooi wat sê in Psalm 1 vers 1 tot 3. "Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaves do not wither. Whatever they do prospers." En so God wil vir ons kom sê, luister, wanneer jy op sy woord mediteer, en jy vind jou identiteit in God se woord, dan gaan jy geseënd wees. Jy gaan voorspoedig wees. You will prosper in whatever you do. Nou in Josua 1 vers 8 dan beklemtoon dit weer. Dit sê, "Keep this book," hierdie woord van God, "on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful." En so weer eens kom sê God se woord vir ons, dat wanneer ons op die woord gaan mediteer, wanneer ons die regte mindset gaan hê, rondom wat God vir ons sê wie ons is, dan gaan ons voorspoedig wees. Ons gaan geseënd wees. Ons gaan overcomers wees. En so is dit belangrik, want baie keer kan ons kyk na ons omstandighede,
of daar's mense wat jou afkraak of afbreek en sê jy gaan dit nie maak nie, jy het nie die finansies nie, kyk hoe lyk jou verlede, kyk hoe lyk jou punte, en dit kan maak dat ons met vrees die toekoms ingaan. Maar vandag wil ek jou kom motiveer, kom bly in God se woord, kom hoor wat sê God vir jou, en vul jou gedagtes met God se woord, sodat jy voorspoedig kan wees in alles wat jy aanpak. Ook in Psalm 119 vers 105 sê dit, Your word is a lamp unto my feet and a light on my path. En so behalwe dat God se woord jy die regte mindset gaan gee, gaan dit ook keer dat jy afdraai. Gaan dit keer dat jy omdraai. Gaan dit keer dat jy afdwaal. Want dit gaan jou lei en dit gaan jou wys hoe jy moet gaan, waar jy moet gaan en wat jy behoort te doen. Sodat jy by jou roeping kan uitkom. Sodat jy jou bestemming kan bereik and reach your destiny. Now lastly, I said here, you are not alone. Jy is nie alleen in hierdie nuwe hoofstuk van jou lewe nie. Baie keer vrees ons en ons is onseker oor ons toekoms, veral hoe dinge baie keer nou lyk in Suid-Afrika of waar ook al, en ons is vol vrees. Maar ek wil jou kom bemoedig vandag, of jy college toe gaan, universiteit toe gaan werk, of wat ook al jy gaan doen, weet dat God gaan saam met jou. Hy is vir jou en saam met jou. Nou hoor wat sê Josua 1 vers 9. It says, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid and do not be discouraged. For I, the Lord your God, will be with you wherever you go. En so weet vandag dat selfs Josua was op pad om battles te face. And so you will face some battles in this grown-up life that is lying ahead of you. But know that God is with you and He's for you. And you can be an overcomer in those battles. Because in Philippians 4 verse 13 we read, I can do all things through Christ who strengthens me. En so vir die gees van God wat in jou is, kan jy oorkom. Kan jy suksesvol wees. Kan jy daai battles wen. En so wil ek jou kom bemoedig vandag. As 'n matrikulant, as een wat klaarmaak met 'n hoofstuk en jy begin 'n nuwe hoofstuk, mag die Here jou seën en weet dat sy planne vir jou is goed. En ek wil afsluit om dit gou op te som. Nommer 1, hierdie tips. Vergeet wat agter jou is. Ons kan leer uit die verlede en ons kan die verlede celebrate, maar moenie daar bly nie. Nommer 2, hê die regte mindset. Fokus op die woord van God en wat dit vir jou sê wie jy is en hoor wat sê die Here vir jou en doen dit. En jy sal geseënd wees. Jy sal voorspoedig en suksesvol wees. En laastens, weet jy is nie alleen nie. God gaan saam met jou in hierdie onbekende. Hy gaan saam met jou in hierdie nuwe toekoms. En saam met God is niks onmoontlik nie. En dit sê dan ookie, I can do all things through Christ to strengthen me. God sal jou die vermoë, die krag, die wysheid, die insig gee om 'n sukses van jou lewe te maak. So blessings vir elkeen van julle en sterkte met die eksamen ook. En ek wil afsluit om vir julle net te bid. So Vader, ek kom bid vir elke matrikulant, vir elkeen wat klaarmaak met skool vandag. Here, mag U hulle seën, mag U hulle gebruik vorentoe in die toekoms. Mag U, Here, saam met hulle gaan. Mag hulle vandag weet dat U beplan vir hulle voorspoed en 'n geseënde lewe, Vader. Maar mag hulle op die woord mediteer. Mag hulle mindset op U woord wees. En Vader, ek kom bid dat wat ook al hulle doen, mag hulle U verheerlik. Mag dit wat hulle hande raak en waar hulle beweeg suksesvol wees. Mag hulle voorspoedig wees en mag hulle U naam hoog ook waar hulle gaan. Vader, ons kom kanselleer enige vrees vir die toekoms vandag in die naam van Jesus. En ons bid U seën en U beskerming oor elkeen van hulle in Jesus se naam. En mag hierdie nuwe generasie wees wat U dien, U naam groot maak, 'n verskil maak en ook in hulle eie lewe voorspoedig sal wees. In Jesus se naam. Amen. Blessings vir julle en mag julle 'n awesome laaste paar weke hê.